Goeiemôre en baie welkom dat julle inskakel. Dit is so lekker dat julle hier is. Ek wil begin met 'n storie vandag en ek wil hê ons moet mooi fokus op wat die storie sê. Maar die storie gaan oor 'n vrou en sy is een oggend verskriklik laat vir werk. So sy spring in haar kar en sy jaag, maar sy ry roekeloos. Almal wat voor haar indruk, vloek sy en sy gooi haar vuis en sy jaag deur die robotte want sy is laat vir 'n baie belangrike vergadering. So halfpad in haar roete in word sy afgetrek en die polisiebeampte, hy loop half skrikkerig na haar kar toe, hand op sy vuurwapen, hy's reg en hy kom by die venster en hy sê vir haar, klim uit die kar uit, klim, maar aggressief. En sy skrik haarself boeglam en sy is al bewend, klim sy uit die kar uit en haar hande is op en hy sê vir haar, sit jou hande op die dak en dit is net chaos. Na 'n rukkie van hierdie angs en vrees sê sy, maar meneer, ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het dat jy so optree nie. Maar onthou, sy hand is nog heeltyd op sy vuurwapen. En hy sê toe vir haar, ek het jou seker omtrent 'n kilometer lank gevolg en ek het gesien hoe jy jou vuis gooi en ek het gesien hoe jy vloek en ek het gesien hoe jy jaag en ek het dadelik gedog die kar is gesteel. En sy is soos, gesteel, maar dis my kar. En hy sê toe vir hom, maar jy het 'n kruis in jou venster en 'n plakker agter op jou kar wat sê Jesus is liefde en die kar het nie gery soos iemand wat in Jesus liefde ry nie. So ek het dadelik aangeneem die kar is gesteel. En as ons daai storie in gedagte hou, dan kom ons by vandag se vraag en dit is, wat sien die wêreld? Maar belangriker ook, wat sien jou kinders? Kom ons bid saam. Vader, ons vra soms hierdie vraag, wat sien die wêreld? Wat sien die wêreld in my? En dit is my gebed vandag, dat soos wat ons deur die skrif werk, dat ons die antwoorde sal kry, as ons onsself sou vra, wat sien die wêreld? Wat lees die wêreld in my? Gaan saam met elke liewe een van ons, elke persoon wat inskakel, van reg oor die wêreld, waar ook al hulle is, mag hierdie boodskap vir hulle iets beteken, mag dit op hulle hart gaan lê, en dankie dat U dit met ons deel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. As Christene loop ons gedurig met die idee rond dat ons perfek moet wees. Ons dink dat as ons die regte plakkers of stickers op ons lewe plak, dat ons altyd moet reg wees, regte Christelike antwoorde moet hê. Ons dink as ons net vir 'n oomblik swakheid wys, dat ons die Here se naam sal skade maak. Maar in 2 Korintiërs 3, vanaf vers 2, breek Paulus hierdie swaar les vir ons oop. En ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê, julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Hy sê ons is 'n brief. Ons is nie 'n brief met ink geskryf nie, ons is 'n brief met die lewende gees van God geskryf. En die woord wat Paulus hier gebruik vir brief is epistole. Nou, in daai dae, in die antieke tyd, was 'n epistole 'n amptelike oop brief wat in die openbaar hardop gelees word. Sodat almal wat die boodskap hoor, of almal wat hoor hoe die brief gelees word, die boodskap kan hoor wat in die brief gesê word. Nou, Paulus sê, jou lewe is daai brief. Jou
alledaagse lewe is die bladsye wat hierdie brief opmaak. So wat lees die wêreld in jou brief? Wat lees jou kollegas? Wat lees jou kinders? Maar ons moet ook vir 'n oomblik fokus op wat Paulus nie sê nie. Hy sê nie dat ons hierdie brief self skryf met ons goeie dade nie. Dit is Christus wat hierdie brief skryf. Ons is net die papier waarop hy dit skryf. Die druk wat ons voel in die wêreld, vir ons om perfek te wees, vir ons om te wys dat jy 'n Christen is, verval baie keer in daai, maar ek moet altyd die regte antwoord hê. Ek moet altyd so optree. Maar ons moet pas op vir een baie belangrike ding. In die antieke wêreld het hulle die woord Hippokrates gebruik vir 'n akteur. Iemand wat op 'n verhoog staan met 'n masker om 'n verhaal te vertel. Nou, Hippokrates is waar ons die Engelse woord hypocrite of skynheilige vandaan kom. As iemand 'n Hippokrates is, dan trek hy 'n masker aan en hy wys vir die wêreld wie hy nie is nie. Dit is sy werk en ons het akteurs vandag, maar ons moet pas op dat ons 'n masker aantrek en vir die wêreld 'n leuen wys. En ek praat spesifiek vandag met ouers. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag 'n doop te doen. En dit het my bietjie laat dink. As ouers probeer ons so hard om perfek te wees. Ons probeer die perfekte ouers wees. Ons dink dat ons kan nie foute voor ons kinders maak nie. Maar die Vader soek nie akteurs in die wêreld nie. Hy soek mense wat eg is, wat wys wat dit beteken om 'n Christen te wees. Veral ouers. Ons soek nie perfekte ouers nie. Ek dink nie daar is ietsie soos 'n perfekte ouer nie, want ons almal maak foute. Ons almal val op ons eie maniere. Maar wanneer jou kind na jou kyk, wanneer hy jou brief lees, moet hy 'n brief lees van egtheid. Ons soek nie pa's en ma's wat maak asof hulle nooit foute maak nie. Ons soek pa's en ma's wat, wanneer hulle 'n fout maak, die vrymoedigheid het om na jou kind toe kan gaan en te sê, ek's jammer, ek het 'n fout gemaak. Ons soek pa's en ma's wat vir hulle kinders wys wat dit beteken om in God se genade te lewe. En dit beteken, jou brief is 'n brief van egtheid en hoop en liefde. Matteus 5, vers 14 tot 16 sluit bitter mooi by die deel aan. Dit sê die volgende: Julle is die sout van die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en mense vertrap dit. En by vers 14 is waar die krag lê. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. En dit is in hierdie gedagte waar daai brief wat Paulus van praat, so mooi oopgesluit word. As 'n disipel
is jy die lig wat die wêreld raak sien. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n lig wat onder 'n emmer is, kan nie gesien word nie. Ons is juis daai staander waarop die lig staan, sodat dit vir die hele huis, nie net jou kamer nie, die hele huis kan lig gee. En soos wat die twee doopouers hier voor staan vanoggend en ja antwoord hulle eintlik ja op die vraag, maar sal jy die ligstaander wees, sodat jou kind die lig in die wêreld kan sien? Die huis van Vader is so groot en ons moet almal so uniek wees en so eg wees dat ons eie ligstaander in die wêreld is. Dat die wêreld, hierdie donker, swaar wêreld, die lig van Jesus in ons sien. En vir die doopouers, as julle vandag die belofte maak, dan maak jy 'n belofte van, ek gaan die lig wees wat my kind raak sien. Maar dit is juist hier waar die hoop lê, want ons praat nie vandag net met die twee nuwe doopouers nie. Ons praat met elke liewe persoon wat in Christus is. As jy kinders het wat gedoop is, of hulle nou laerskool is, of hulle op universiteit is, of hulle al groot is en self hulle eie kinders al gedoop het, onthou jy toe jy bo gestaan het, toe jy ook ja geantwoord het om 'n ligstaander te wees. En daai ja is eintlik 'n groot woord vir elkeen van ons. Die lewe raak dikwels moeilik en besig en skool, skedules en alles kan partykeer daai ja wat jy beloof het neerdruk. En dan is dit soos asof jy 'n emmer oor jou lampie sit. En wanneer jy die belofte gemaak het, dink terug aan wat jy beloof het. Die belofte was, jy gaan alles in jou mag doen om jou kind in Vader se genade groot te maak. Vader het klaar die kind gekies. Jy moet net ja antwoord om die ligstaander te wees. Skop die emmer weg, want ons moet vir die wêreld wys wat ons van gemaak is. Ons kan ook die voorbeeld of die beeld van 'n stempel gebruik. En soos dat jy 'n ligstaander is wat lig vir jou huis gee, 'n brief is wat die wêreld lees, los jy 'n stempel by jou kinders agter. Draai terug na jou doopbelofte toe. Onthou wat jy voor Vader beloof het. Moenie sleg voel as jy dit nie altyd by uitgekom het nie. Onthou, Vader soek nie perfekte akteurs nie, hy soek egte ouers. Die groot hoop van alles is, wanneer jy as pa of ma of ouma of oupa of as medegelowige 'n fout gemaak het, dat jy die masker kan afhaal en na jou kind of jou naaste of wie ook al kan gaan en sê, ek is jammer, vergewe my, ek het 'n fout gemaak. Dit is hierso waar mense kan sien, dit is oukei om in die genade van Vader te leef. Dit is nooit te laat om die Here se voorbeeld in jou lewe in te werk nie. Sy genade is groter as al ons ou klein foutjies. So ek vra weer, wie lees jou brief? Wat lees jou kinders in jou?
Wat lees die wêreld in jou? Wat lees God in jou? Soos die polisieman in die begin van ons storie, het hy gedink die kar is gesteel, omdat die bestuurder nie gery het soos wat sy kar vertoon nie. Maar vandag herinner die Here ons dat ons almal aan hom behoort. Jou lewe is nie gesteel nie. Jy is gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. En jy dra sy naam met reg. Jy mag. So vir die doopouers van vanoggend, stap hierdie nuwe pad met vrymoedigheid en vreugde. Moenie bang wees om daai foutjies te maak nie. God se genade stap saam met jou hierdie pad. Wys net vir jou kind, jy's eg. En vir julle wie se kinders al reeds groot is, of selfs nog nie eers kinders het nie, los die skuldgevoel van die verlede. God se verbond staan vandag nog presies soos dieselfde as wat hy gestaan het toe jy daai belofte gemaak het. Rus in sy genade en wys vir die wêreld wat hulle moet lees. Die uitnodiging aan ons almal vandag is om bloot net die maskers af te haal. Die emmers weg te skop. Laat ons huise en ons lewe plekke wees waar ons kinders en die mense rondom ons nie noodwendig perfekte mense sien nie, maar egtheid van Jesus Christus se liefde. En as jy môre in verkeer sit, of by die werk instap, of vanaand om die kostafel sit, sal jy onthou, jou lewe is 'n oop brief. Wat lees die mense? Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons elke liewe een bely dat ons 'n brief is. Elkeen van ons aanvaar die verantwoordelikheid om toe te laat dat die wêreld die regte ek lees. En die regte ek is wat U op my hart skryf. Herinner ons dat ons nie perfek hoef te wees nie, dat ons nie noodwendig net masker na masker hoef aan te trek nie, maar dat ons die maskers kan afhaal en vir die wêreld wys wie U ons maak om te wees. Gaan saam met elke liewe een van ons, gaan ook vandag saam met die doopouers, dat hulle hierdie pad met hulle kleintjie met vrymoedigheid kan loop, en saam as 'n gesin in U liefde en U genade kan groei. Ek bid ook vir elke liewe ouer wat al gedoop het, elke liewe ouer wat nog gaan doop, dat hulle die brief vir die wêreld sal wys, wat U wil hê die wêreld moet lees. Ek bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Daar sal 'n skakel verskyn as U finansiëel wil bydra. Die finansiële hulp help sodat ons kan aanhou om die woord van God te versprei en sodoende vir die wêreld te wys wat dit regtig beteken om 'n ware Christen te wees. As daar nog tyd is, kom maak 'n draai by die kerk. Kom drink 'n koppie koffie. Dit sal so lekker wees om saam met julle te kuier. Ontvang die seën. Mag Vader op jou hart skryf wat jy vir die wêreld moet wys. Mag sy liefde en sy genade deur jou straal. Mag jy die ligstaander wees wat die wêreld nodig het en die mense om jou nodig het. Amen.